Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Weber van die Kruis triomfeer. Bediening, ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker, die koning van die konings. Ek hoop ek vind u in gesondheid, in opgewondenheid, in positiwiteit, en weet dat jou lewe nie afhang van jou emosies nie, maar van jou geloof. Nou ek wil met u praat met hierdie uitsending oor die titel, Die Lam is waardig. Ek wil met u praat uit Openbaring 5. En ek weet ons wil almal, ons weet nie wat alles in die hemel is nie, en al bron wat ons het is die Bybel en die boek Openbaring gee ons iets. Maar ek wil hê, soos ek hier praat, dat jy jouself moet insien as reeds gered en in die hemel. Die Lam is waardig. Nou begin ek by 'n gedagte wat ek by 'n ander prediker gehoor het. En ek wil dit graag hier invoeg. Kinders het geen probleem om in die hemel te glo nie. Al is hulle idee soms 'n bietjie de mekaar. Baie van hulle dink die hemel is 'n soort hemelse pretpark waar jy op die rondom tralies kan ry en heeldag roomys kan eet en nooit siek word nie. Ander kinders stel die hemel voor as 'n eindelose kerkdiens wat aanhou en blykbaar nooit gaan ophou nie. Een 7-jarige seun het vir baie volwassenes gepraat hoe hy gesê het, ek weet wat die hemel is, maar ek wil nie soontoe gaan nie. Ek wil eerder na die dieretuin of die see toe gaan of 'n pretpark of dinge waar ek iets kan doen, want ek is nie nou al hemelgebonde nie, ek is nie homeward bound nie. Baie van ons wil dieselfde ding sê, ons weet die hemel is werklik, maar ons gaan eerder eers na die of daardie plek en geleentheid toe. Die hemel kan wag wat ons betref, maar daardie gesindheid, hoe algemeen dit ook al is, weerspieël 'n algehele ommekeer van die Bybelse prentjie. Hierdie aarde gaan verby. Dit wat jy hier aan vashou, jou kar, jou huis, jou familie, jou kinders, jou vrou, hoe belangrik hulle ook al vir jou is in hierdie omstandighede waarin jy is, dit gaan verby. Dit soos ek sê, hierdie aarde verby. Dit is vandag hier en môre weg. Die hemel wat vir ons amper soos 'n sprokie lyk, is die ware werklikheid en dit is die hart se ware tuiste. Luister my vriend, jy wat aan my luister. Jy het net 2 bestemmings. Ek weet daar's mense wat luister na die New Age en hulle luister na hierdie en hulle luister na die reïnkarnasie en hulle het hierdie godsdienst, maar ek wil vir jou sê, sonder enige vrees vir teespraak, die Christen godsdienst is die waarheid. Die Christen godsdienst is die best bewysbaarste godsdienst, want dit is nie 'n godsdienst per se nie, dit is 'n verhouding met 'n lewendige verlosser. Ons gaan dit sien in vandag se aflewering. Die hemel is die hart se ware tuiste. Die boek Openbaring vertel ons meer oor die hemel as enige ander boek in die Bybel. Die meeste van ons weet van die pragtige prentjie van die hemel in Openbaring 21, hoofstuk 21 en hoofstuk 22, maar daar is nog 'n prentjie van die hemel wat in Openbaring 5 gevind word. In slegs 14 verse gee die apostel Johannes ons 'n tergende blik op ons ewige tuiste. Hier ontdek ons dat die kruis van Christus in die ewigheid steeds ons fokus sal wees. Hierdie seldsame blik op die hemel vertoon die oorwinning van die lam wat geslag is. Openbaring 5, 1-4. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: "Wees waardig om die boek op te maak en sy seels te breek." En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Nou die plek is die troonkamer van die hemel. Die tyd is iewers in die ewigheid en as die wegraping nou plaasvind, dan gaan dit binne die volgende 7 is ons daar. Dan is ons in die hemel. Dan gebeur dit wat ek nou vir u lees en 'n bietjie u gedagtes so te bevat, vind dan plaas. Die omgewing, 'n magnifieke troon en 'n geheimsinnige boekrol. Rondom die troon is 'n magdom engele, wesens heerlik en ontzagwekkend om te aanskou. 'n Helder reënboog omring die troon. 24 ouderlinge met goue krone omring die troon. Weerlig flitse omraam die een wat daar sit. 'n See van glas omring die troon. Oral is daar gesing, aanbidding en lofprysing. Jou oog pyl van een detail na 'n ander. Jy sien die 4 lewende wesens raak en wonder wie is hulle en wat hulle verteenwoordig. Daar's leers van engele aan elke kant. Daar's gerubs en serafs en ook ander engele wat jy nie kan identifiseer nie. Daar's rook en wierook en lig en vreugde.
Jou oë en ore kan dit nie alles inneem nie. Heilig, heilig, heilig roep die 4 lewende wesens. En dan skielik, spontaan, met blydskap, vind jy jouself neerbuig voor die een op die troon. Jy het uiteindelik die hemel bereik. Is dit nie 'n plek om na uit te sien nie? O, halleluja, soos ek hier sit, wens ek dat die wegraping nou moet plaasvind. Ek is moeg vir hierdie wêreld. Ek is moeg vir die gesukkel om geld te maak. Ek is moeg vir die gesukkel om 'n familie aan die gang te hou. Ek is moeg vir die gesukkel om al my skuld en al my verpligtinge na te kom. Ek is moeg vir die gesukkel van dan's dit droog en dan's dit nat. Ek is moeg vir die gesukkel van hier's oorlog en daar's oorlog en hier word ingebreek en daar word vermoor. Ag Here, kan die wegraping nie maar plaasvind en dan's ek in die hemel nie. En dan's ek daar wat ek nou vir jou beskryf. In 'n oogwink, jy het eintlik die hemel bereik. Jy's in God se teenwoordigheid. Niks wat jy op aarde gehoor of gesien of verbeel het jou vir hierdie oomblik voorberei nie. Nou is jy uiteindelik by die huis waar jy hoort, tuis by die Here. Jy wat na my luister, is jy 'n lou Christen? Kry jou lewe warm vir die Here. Jy wil hierdie nie mis nie. Na 'n paar oomblikke keer jou oë terug na die boekrol in die hand van hom wat op die troon sit. Wat is die boekrol? Dit blyk 'n lang perkament te wees met skrif aan beide kante, verseël met was. Terwyl jy oor die boekrol nadink en wonder wat dit beteken, roep 'n engel uit: "Wie is waardig om die seels te breek en die boekrol oop te maak?" Daar stilte in die hemel. Niemand stap vorentoe nie. Niemand in die heelal is waardig om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Wat 'n vreemde gesig is dit nie? 'n Boekrol wat niemand kan oopmaak nie. Dan praat een van die ouderlinge, Openbaring 5:5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Juda was die stam waaruit die Messias sou kom, Genesis 49 vers 9. Juda is 'n jong leeu. Die leeu van die stam van Juda praat van sy grootste seun, wat krag, wysheid, majesteit, uiteindelik koninklike gesag binne sy eie wese kombineer. Hy word ook die wortel van Dawid genoem, 'n term wat beteken dat hy 'n direkte afstammeling is van Dawid, Israel se grootste koning. Maar wie is hierdie leeu wat ook die wortel van Dawid genoem word? Openbaring 5 vers 6. Ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Terwyl jy na die groot troon kyk, staan 'n lam in die middel, engele wesens en die 24 ouderlinge. Maar nie 'n gewone lam nie. Hierdie lam is as 'n offer gebring. Hy staan, wat beteken dat hy lewe, maar dit lyk of hy doodgemaak is. Wat beteken dat hy eens dood was? Die lam dra op sy liggaam die tekens van die dood, maar hy lewe. Die Griekse woord vir lam word 29 keer in Openbaring gebruik en net 1 keer elders in die Nuwe Testament. Dit beteken 'n jong of klein lam, presies die soort wat deur die Jode vir offerande gebruik word. In die Ou Testament verskyn die lam op die altaar. In die evangelies is hy aan die kruis, maar in die boek Openbaring is die lam op die troon. Johannes het die lam in die middelpunt van die troon gesien, omdat die lam in die middel van God se verlossingsplan staan. Terwyl jy kyk en wonder, kom die lam na die troon en neem die boekrol van die een wat daarop sit. Hy kan die boekrol vat, want alhoewel hy dood was, het hy weer lewendig geword. Die lam lewe. Die stilte in die hemel word verbreek terwyl miljoene engele saam begin sing. Openbaring 5 vers 12, en met 'n groot stem het hulle gesê: die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Die antwoordende koor styg uit elke uithoek van die heelal. Openbaring 5:13. Antwoord hulle met hierdie woorde: en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Jy val op jou aangesig voor die lam, verlore in verwondering, liefde en lof. Ons gaan hemel toe as gevolg van 'n lam. Jy gaan nie hemel toe as gevolg van jou werke nie. Jy gaan nie hemel toe as gevolg van jou posisie op aarde nie. Jy gaan nie hemel toe omdat jy 'n baie groot prediker is nie. Jy gaan nie hemel toe omdat jy jouself beskou het as apostel en profeet nie. Jy gaan hemel toe op grond van 'n lam. En nou praat ek nie van hierdie hemelse besoekers, hierdie ouens wat sê dat hulle al 17 keer al in die hemel was en soveel keer op 'n dag. Ek praat nie daarvan nie. Dis 'n klomp nonsens. Ek praat van wanneer jy sterwe,
of wanneer die wegraping plaasvind en jy jou oë oopmaak in die troonsaal van God. Ons is daar as gevolg van 'n lam. Die lam wat geslag is, staan nou in oorwinning. Die hele hemel is bly. Hierdie beskrywing van die hemel kom uit Openbaring 5. In die middel van die aksie is 'n boekrol met 7 seels. Wanneer die 7 seels oopgemaak word, bring hulle verskeie oordeele oor die aarde voort. Wanneer die 7de seël oopgemaak word, bevat dit 7 basyne van oordeel. Wanneer die 7de basyn blaas, bring dit 7 oordeelskale voort. Die seëls, basyne en bakke beskryf die eindtydse katastrofes wat oor die aarde sal kom in die laaste dae voor die wederkoms van Jesus Christus. Soos een eeu in angs sterf, word 'n ander eeu gebore. Die boek Openbaring identifiseer nêrens die boekrol presies nie. Tydens die Romeinse Ryk is aktes of kontrakte dikwels met 7 seels verseël. Dit het huwelikskontrakte, huur en huurooreenkomste en kontrakrekeninge ingesluit. Miskien is hierdie boekrol die titelaktes van die aarde. Die seels, trompette en bakke beskryf die gebeure wat die aarde voorberei om sy regmatige eienaar te ontvang. Indien wel, dan is dit wat Adam verloor het toe hy gesondig het, nou deur Jesus Christus herwin en verlos. Net Jesus kan die boekrol neem. Halleluja. Die apostel Johannes noem die 3 groot ryke: in die hemel, op die aarde en onder die aarde. Maar niemand is waardig bevind om die boekrol oop te maak nie. Geen engel kon dit oopmaak nie. Geen aardse heerser kon dit oopmaak nie. Nie hierdie ouens wat dink hulle is so fantasties en so goed en hulle beheer die aarde nie. Nie een van hierdie heersers op hierdie aarde, en ek gaan nie name noem nie, want almal van hulle is in dieselfde bootjie. Hulle is nie waardig om so 'n boek oop te maak nie. Geen demoon kan dit oopmaak nie, want hy is oorwin. Nie self Satan kon dit oopmaak nie. Maar Jesus kan die boekrol neem. Die lam wat geslag is nou die leeu van die stam van Juda. Hy het geseëvier oor die dood en die hel en al die magte wat Satan teen hom kan werk. Slegs 'n waardige oorwinnaar kon die boekrol neem en dit oopmaak. Hy het die stryd gestry, die stryd gewen. Nou behoort die oorlogsbuit aan hom. Stop en dink oor hierdie groot punt. Die lam het reeds die stryd gewen. Dis verby. Hy het gewen. Die oorwinning is syne. Vanuit God se oogpunt is Satan reeds verslaan. Daaroor bestaan dan nie dinge soos bloedlyn vloeke nie. Daar bestaan nie dinge soos territoriale geeste nie. Daar bestaan nie dinge dat ons met geestelike oorlogvoering voer en ons met die duiwel se kop afkap en ons met hierdie duiwel uitdryf en ons met daardie duiwel uitdryf en ons met hier olie smeer en ons met daar salf smeer en ons met die dak opsit en ons met manifestasies doen nie. Nee. Satan het probeer om Jesus dood te maak toe hy gebore is. Hy het hom in die woestyn versoek. Satan het Judas binnegekom om hom te laat verraai. Die bose heersers het teen Christus saamgespan en hom uiteindelik aan die kruis vasgespijker. En toe is daar 'n partytjie wat skielik uitbreek onder hierdie demone. Dis nou my geheiligde verbeelding. Hulle sing, geskree, gelag, gejuig. Die seun van God was uiteindelik verslaan. In die hemel 'n ontzagwekkende stilte. Maar die woordjie maar sê, nou, nadat dit gebeur dit. Maar op Paas Sondagoggend het iets binne die graf gebeur. Op die plek waar die dood geheers het, 'n piepklein geluid, 'n beweging, 'n diep versigtiging, 'n hart wat fladder, word weer lewendig. Bloed loop deur die aarde, die kleur keer terug, die vingers begin beweeg, dan die arms en die bene, en skielik staan Jesus op en stap uit die graf, lewend uit die dood. En op daardie oomblik vind plaas wat met ons gaan plaasvind tydens die eerste opstanding en die wegraping. Die sterflike word bekleed met die onsterflike. Want Jesus sê vir sy disippels, kyk, ek is nie 'n spook nie. 'n Spook het nie been en vlees nie. Hy noem nie bloed nie. Hoekom noem hy nie die bloed nie? Want die bloed is op die altaar in die hemel vir ewig en vir altyd. Hierdie nuwe sterflike liggaam het nie bloed nie, want sonde is in die bloed, lewe is in die bloed. Maar hierdie sterflike liggaam, dink daaroor broer, suster, dink daaroor vriend, hierdie sterflike liggaam word nie aangedryf deur bloed nie. Dit word aangedryf deur die krag van die Heilige Gees, deur die inwoning van Christus, deur Christus as die hoof van die liggaam. Hierdie onsterflike liggaam word deur die krag van God gemotiveer, aangeskakel en voortgedryf, en nie deur aardse bloed. Maar toe Jesus daar uit daardie graf uit opstaan, lewendig uit die dood
Satan is te oorwin. Onder die geleerdere van die duiwels kom daar toe 'n geskokte stilte. Dan wilde gille van skrik, geween, rou, geknars van tande. In die hemel en oor die heelal het die volk van God begin juig. Die engele het hulle stemme verhef, die trompette begin blaas, die hele skepping het die goeie nuus uitgeroep. Jesus Christus het uit die dood opgestaan. As jy Satan volg, volg jy 'n verslaane vyand. Jy volg 'n verloorder. Maar as jy Jesus volg, volg jy die grootste wenner in die geskiedenis van die heelal. Hy is die onbetwiste kampioen. Hy het die Satan aangevat en hom koud uitgeslaan. Jesus, die leeu wat 'n lam is. Dit is wat Openbaring 5 bedoel. Wanneer dit sê dat Christus geseëvier het, hy het die stryd gewen. Die oorwinning is syne. Hy alleen is waardig om die boekrol oop te maak en die 7 seels te breek. Wie is hierdie leeu wat 'n lam is? Hy staan want hy lewe uit die dood. Hy dra op sy liggaam die tekens van sy lyding. Hy is niemand anders nie as Jesus Christus, die Seun van God. Hy is 'n leeu deurdat hy die magtige koning van alle konings is. Hy is 'n lam omdat hy geoffer is as 'n offer vir die sondes van die wêreld. 'n Magtige leeu, 'n sagmoedige lam. Christus die leeu is oorwinnaar omdat Christus die lam die volmaakte offer gebring het. 'n Leeu wat 'n lam is. Die lam praat van sy eerste koms, die leeu praat van sy wederkoms. Dink aan wat dit beteken. Hy het die eerste keer in nederigheid gekom. Hy het die tweede keer met krag. Hy kom die tweede keer met krag. Hy het in sy eerste koms skandelik behandeling ervaar. Hy kom weer in groot heerlikheid. Hy is in sy eerste koms soos 'n misdadiger gekruisig. Hy keer terug as die regter van die hemel. Hy het een keer gekom as 'n lam wat geoffer is vir die sondes van die wêreld. Hy kom weer as 'n leeu om die wêreld te oordeel en sy mense te verlos. Die sleutelgebeurtenis vind plaas in Openbaring 5:7, wanneer die lam die boekrol neem van hom wat op die troon sit, dit dui aan dat sy oorwinning voltooi is, dat die geskiedenis se laaste gebeure nou gaan ontvou. Die res van die boek van Openbaring volg uit hierdie simboliese gebaar. Van hierdie punt af is die lam in beheer van alle gebeure. Alhoewel die Antichrist sy dag sal hê, hou die lam steeds die boekrol. Hy los dit nooit. Luister wat ek vir jou sê, die lam hou die boekrol. Die hele lewe is in God se hande. Wanneer die ergste gebeur, kan ons vra, waar is die Here? Maar hy is waar hy nog altyd was, op die troon van die heelal. En waak oor elke detail van die lewe. Niks ontsnap sy blik nie. Terwyl dit lyk of die wêreld uit mekaar val, hou hy die boekrol vas. Terwyl die nasies teen mekaar opstaan, hou hy die boekrol vas. Terwyl leers na Armageddon marcheer, hou hy die boekrol vas. Te midde van verbuisterde omstandighede, laat hierdie gedagte vir jou hoop bring. Al is die storms hoe heftig om jou, al is die aanvalle hoe heftig om jou, al is gebeure hoe heftig om jou, hy hou jou in sy hand. Die lam hou die boekrol in sy hand. Hy bepaal die lot van die nasies. Alles, selfs die mees veragtelike ewel, is onder sy beheer. Hy is die Here van alle nasies. Vers 9 tot 10 bevat 'n kort kursus Christelike teologie. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, hy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want hy is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasies, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal konings op die aarde heers. Toe Christus gesterf het, het sy dood 'n definitiewe doel gehad. Die bloed van Christus het 'n groot menigte manne en vroue vir God gekoop. Jesus het as God se koopagent na die aarde gekom. Hy het deur elke stam, elke nasie, elke kontinent, elke land, elke staat, elke provinsie, elke stad, elke dorpie deursoek, op en af in elke straat, en soek manne en vroue wat hy vir God kon koop. Laat ons enige sub-Christelike denke dat ons Here verslaan sal word op sy sit dit onder ons, laat ons daarvan vergeet. Hy sal nie verslaan word nie. Hy het reeds die stryd gewen. Die heerlikheid van die hemel is die lam, Jesus Christus, wie sal oorwinning sonder einde gevier word. Johannes het die lam in die middel van die troon sien staan. Jesus is die fokuspunt van die hemel en die middelpunt van alle aandag. Sonder Jesus sou daar geen hemel wees nie. En sonder hom sou niemand van ons ooit 'n kans hê om daarheen te gaan nie. Ja, ons sal ons geliefdes in die hemel sien. Ja, die verlossers van al die eeue sal daar wees, maar die sentrale feit sal nie herinnering aan die ou tye op aarde wees nie. Die sentrale feit sal wees dat Jesus self daar is, die lam wat namens ons geslag is. Dit sal ons goed doen om ten minste 1 keer per jaar na Openbaring 5 terug te keer en die wonderlike tonele wat vir ons oopgemaak is te oordink.
Ons sal minder geneig wees om te kla, minder in die versoeking gooi om tou op te gooi, minder geneig om in die dinge van die wêreld te ploeter. Een laaste woord, die heerlikheid van die hemel is Jesus. Soos die lang eeue aanstap, sal ons nooit moeg word om sy lof te besing nie. Ons sal sien hoe hy steeds die tekens van sy lyding namens ons dra. Op daardie dag sal die verloste heiliges van God met een verenigde stem sing, aan God al die eer en lofsange, tot in die ewigheid aan die Lam. Laat die lied vandag in jou hart begin. Jy's op pad na dit wat ek vir jou beskryf het. Jy's op pad na jou Vader se huis. Baie dankie Here dat ons hierdie beeld van die hemel in Openbaring kon raak lees. Baie dankie dat ons hierdie beeld in Openbaring kan vat en in ons lewens kan insit en kan weet dat ons weet dit is waar ons heen gaan. En hierdie wêreld is ons net pelgrimreisigers. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Gewaardeerde luisteraar, ek het nie lank gepraat nie, maar ek dink ek het vir jou baie definitief iets gegee wat jou kan motiveer om aan te gaan. Moenie vaskyk in hierdie wêreld nie. En as jy begin twyfel, lees Openbaring. As jy begin moed opgee, lees Openbaring. As jy begin agterraak en swak raak, lees Openbaring 5. En vat moed, ons is op pad hemel toe. En na hierdie boodskap is ek seker nie nodig vir my om te sê, wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het nie, want dit is beslis wat jy gaan doen. En onthou, Maranatha, Jesus kom weer. Definitief, beslis, o ja. Maar as hy vertoef om te kom, mag die Here met u wees, totdat ons weer gesels. Amen.